Bible Keys University. Het jy al begeer om te studeer? Miskien vir 'n beraader, of 'n evangelis, of 'n pastoor, of 'n sendeling, of net om die woord beter te verstaan. Alles het net vir jouself. Party mense sal graag wil weet, hoe maak jy om 'n duiwel uit te drywe? Wel, Bible Keys University is jou go-to keuse. Dis waar jy moet inskryf, sodat jy jouself kan toerus. Bible Keys University, 'n universiteit wat ons in Malmesbury aanbied, beginnende in Mei 2026, skryf sommer nou in. Kom ek vertel jou meer, wat doen ons by Bible Keys University? Dis 'n plek waar ons jouself so ver gaan om jou te orden, wanneer jy aan al die vereistes voldoen het, 'n 3-jaar kursus, want hoekom wil ons dit doen? Want mense het jou nodig. Selfs God het jou nodig. Ek is van mening dat meer as 80% van alle kerkgangers in Pinkster charismatiese strome nie direk betrokke is om mense te beïnvloed of te probeer verander nie. Hulle is net met hulle self besig om dalk 'n mooi woord te kry, maar ons wil tog sy arm verleng wees. Daar's 'n ou liedjie wat ons sing, "Oh to be his hand extended, reaching out to the oppressed." Daar is soveel mense wat berading nodig het. Daar is soveel mense wat 'n aanraking nodig het. En jy's dalk daardie persoon wat vir God wil gaan werk. Mense het jou nodig. God het jou nodig. Matteus 28 vers 19 sê, "Gaan dan heen." Met ander woorde, ons moet gaan. Ja, ons bid baie keer, Here, stuur die siele, maar ons moet gaan. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En miskien wil jy leer, hoe lei ek 'n siel na die Here toe? Hoe maak ek as iemand vir my sê, ek wil my hart vir die Here gee, en ek wil regtig vir jou sê, dis een van die maklikste dinge om te doen, is om 'n siel na Jesus te lei. Gaan dan heen, Matteus 28:19, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alle dinge te onderhou. Dis waar jy dalk wil wees. En daarom hierdie universiteit wat God my al jare lank opdrag gegee het al, en dis nou jou beer, dis nou jou tyd. Dit is wys, sê die Bybel, om siele te wen. Spreuke 11 vers 30 het daardie vers. Jy kan miskien besig wees om geld te maak in jou lewe. Jy kan miskien besig wees om drome uit te lewe wat jou pad langs kom. Maar Spreuke 11 vers 30 en het hierdie woorde, hy sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele wen is wys. Hy wat siele wen is wys. Dit is dalk goed vir jou om mense te bedien in die ekonomie en op verskillende maniere, en dis nie verkeerd nie, dis goed, maar God wil hê, jy moet in hierdie proses ook toegerus wees om 'n siel te wen vir Jesus. Ek ken 'n dame wat 'n gekwalifiseerde persoon in die beroepswêreld is. Sy vertel met groot opgewondenheid, sy kan nie 5 minute lank praat met iemand sonder om hom te vra of sy saak met God reg is nie. Wil jy ook aan die brand gesteek wees vir Jesus? Dis waaroor Bible School University gaan. Die eerste ding wat jy moet doen om in te skryf vir hierdie kursus wat in persoon aangebied word, maar ook oor die internet aangebied word. Die eerste ding wat jy moet doen is om net 'n WhatsApp te stuur na hierdie nommer, en jy sê net op jou WhatsApp inligtingsblad, en ons stuur vir jou die inligtingsblad, die aansoekvorm, as ook 'n kort video greep wat net 'n bietjie meer vertel daaroor, en jy kan al jou vrae vra op hierdie manier, maar stuur 'n WhatsApp wat sê inligtingsblad. Die wêreld het jou nodig, God het jou nodig, en ek reken meer as 80% van alle mense wat kerk gaan, is nie werklik aktief in die wen van siele, of as 'n beraader, of as 'n sendeling, of as 'n evangelis, of as 'n pastoor, of net iemand wat die woord probeer beter verstaan in 'n werklike mate nie. Wat is die fooi om in te skryf? Dit kos maar 'n skamele R100. Ja, net R100. En hierdie fooi is jou registrasiefooi wat maak dat ons jou registreer nadat jy die aansoekvormpie voltooi het op WhatsApp. Alles gebeur mos deesdae nadat ons net WhatsApp stuur, en nadat jy jou WhatsApp gestuur het, dan stuur ons vir jou hierdie aansoekvormpie, en jy tik net alles op jou foon in, so maklik soos dit. Alles op jou selfoon. Ons is gekonnekteer met 'n organisasie met die naam Souls for Jesus. Jy het heel waarskynlik al van dit gehoor, en saam met Souls
Fort Jesus, help dit ons om jou te registreer nadat jy jou kursus voltooi het. Jy wil dalk nie net 'n beraader word nie, maar jy wil dalk ook huwelike bevestig, en op die manier het ons akkreditasie om jou by binnelandse sake te registreer, sodat jy selfs jou huwelikslisensie kan bekom. Is ons SACWA geakkrediteer? Nee, ons is nie SACWA geakkrediteer nie. SACWA akkreditasie is nie in op sigself 'n swak ding om te hê nie. Die regering erken jou by SACWA akkreditasie, maar dis om by die regering erkenning te hê. Ons is nie SACWA geakkrediteer nie, maar ons is deur die Here geakkrediteer. Die Here gaan nie vir jou eendag vra hoeveel akkreditasies het jy op aarde gehad nie. Hy gaan vir jou vra hoeveel siele het jy toegerus, of het jy gewen, of het jy bedien. En daarvolgens gaan jy beloning ontvang, want hy wat siele wen, is wys. Hy wat siele wen, is wys. Al wat in die ewigheid gaan tel, is nie jou bankbalans nie. Dis nie hoe loviaal of hoe gewild jy onder mense was nie. Dis net, het jy 'n verskil gemaak, of het jy nie 'n verskil gemaak nie. Dis waarom Bible Keys University bestaan. Soos ja, dis belangrik om siele te wen. As jy geakkrediteer is by een of ander organisasie in Suid-Afrika, vir hulle is dit nie belangrik dat jy siele wen, noodwendig nie. Jesus was ook nie geakkrediteer of sy disippels nie, maar jy gaan siele wen vir Here. Dis 'n 3 jaar kursus, soos ek gesê het, waarin ons jou toerus om in die pastorale veld te werk, of in die evangelisveld, sendingveld, of om net die woord beter te verstaan, om die woord van God te kan uitlê. Alles dit net vir jouself, maar ons gedagte en ons hele ideaal is dat dit nie net vir jouself gaan wees nie, maar vir die wêreld. Ek wil nie hê jy moet die woord net vir jouself kan uitlê nie. Ek wil hê die wêreld moet verander. Jy moet weet hoe om 'n duiwel uit te dryf. Jy moet weet hoe om 'n siel na die Here te lei. Al hierdie dinge en baie meer. Dis natuurlik 'n praktiese kursus, in die sin van, daar's nie formele eksamens nie, maar dit is werkopdragte, en by elke werkopdrag gaan jy 'n evaluasie kry, baie maklik, als oor die internet, en maklik in die sin van, dis nie moeilik in vandag se tyd om hierdie goed te doen met al die moderne tegnologie wat tot ons beskikking is nie. Wat kostes betref, die maandelikse fooi, daar is verskillende pakkette, daar's 'n gesinspakket, of liewer noem het dan nou 'n familiepakket. As dit meer as een persoon in een familie is, dan is daar 'n goedkoper tarief, omdat ons die hele familie so ver moontlik wil akkommodeer. As dit net jy is, fantasties, jy skryf in. Moet ek op 'n sekere vlak wees om in te skryf? Bedoelende, moet ek sekere geestelike vlakke wees? Nee, jy hoef nie. Nee. Dink aan Petrus en Johannes, hulle was nie op 'n sekere vlak toe Jesus hulle geroep het nie. Thomas word genoem die ongelowige Thomas vandag nog. Ek kry hom so jammer as ek aan hom dink, want een fout het gemaak, of een gebeurtenis het gemaak, dat hy die ongelowige Thomas genoem word, maar God het hom gekies. Petrus het hom verraai, maar God het hom gekies. Jy hoef nie op daardie vlak daarbo te wees nie. Jy moet net sê, Here, ek wil toegerus wees. As jy nie toegerus is nie, is jy 'n goeie kandidaat om in te skryf by Bible Keys University, om nou jou foon te vat en te WhatsApp inligtingsblad na hierdie nommer toe. Vriende, dis 'n praktiese kursus, daar's familiepakkette, en al wat jy moet doen is stuur nou jou WhatsApp, sodat ons jou kan registreer. En dan, as jy iemand wil borg, daar's daar die bekende verhaal mos in die Bybel van die talente. Jy sal daar die verhaal onthou in Matteus 25. En ek gaan vir jou net 1 of 2 verse lees daar. Jy ken die verhaal in Matteus 25 van die talente, waar die woord van die Here ons leer dat die een het soveel talente bygevoeg en die ander een het soveel, en hoe God vir hom sê, mooi so. En dis waaroor Bible Keys University gaan, om mense toe te rus, sodat in die ewigheid daar 'n stem kan kom wat sê, mooi so, wel gedaan, goed gedoen, jy was oor die bietjie getrou, oor weinig was jy getrou, maar oor baie sal ek jou aanstel, want daar is 'n kroningsgeleentheid wat gaan plaasvind in die hemel. Die Bybel noem dit die regterstoel oordeel, 'n kroningsgeleentheid. Kom ons noem dit
die prysuitdelingsgeleentheid. En dis waaroor Bible Keys University gaan, sodat jy op daardie dag nie skaam hoef te wees nie, sodat jy op daardie dag nie hoef terug te staan nie, sodat jy op daardie dag kan sê, ek het myself toegerus en ek het vir die Here gewerk, want dis waaroor toerusting gaan, om 'n verskil te maak. Baie mense wil graag 'n siel na die Here wen, maar hulle weet eenvoudig net nie hoe nie, en dis so maklik. Baie mense sal graag iemand wil beraad, maar hulle weet net nie hoe nie. En daar is soveel raad wat vir so 'n mens kan gaan om iemand te beraad. Baie mense wil graag 'n sendeling word, en ons is met Bible Keys University ook gekoppel aan Souls for Jesus, en 'n organisasie waar daar plek is vir honderde mense, duisende, om in die sendingveld in te gaan. Ons almal moet mos maar eintlik vir die Here wen, siele wen. Ons almal moet mos maar vir die Here iemand van getuig, sodat hy by die Here kan uitkom, en dis waaroor dit gaan, sodat jy eendag by die regterstoel oordeel, by die prysuitdeling, daar die stem kan hoor, wel gedaan. Nou Matteus 25 sê dit so, in die 27ste versie, en ek hoop jy kry sommer nou jou foon en WhatsApp daar die woord inligtingsblad, maar die 27ste versie praat hy spesifiek van iemand wat niks gedoen het nie, en hy het nie net niks gedoen nie, hy het ook nie iemand geborg nie, hy het ook nie belê in die koninkryk nie. Dis eers in die vorige verse die man wat die 5 talente ontvang het, en hy kom en hy bring toe in vers 20 van Matteus 25, kom hy en hy bring toe die 5 talente en nog 5, hy sê, meneer, 5 talente het hy aan my toe vertrou, hier het ek 5 talente bygevoeg, en daarby verdien, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie getroue diens, sê, wow, dit gaan die mooiste woorde wees, mooi so, die grootste skade van die hemel is mense wat niks gaan hê om aan sy voete neer te sit nie, wat geen talente gewen het nie, en die Heer sê vir hom, mooi so, gaan in die vreugde, soos daar gaan baie vreugde wees in die hemel, oor elke siel wat jy bedien, bereik het, en gewen het vir die Here. Die ene wat 2 talente gekry het, 2 gawes, hy gaan en hy sê, Here, ek het nog 2 talente, ek het gewen. Die Here sê vir hom, so mooi, so daar is vreugde. Daar is verskillende vlakke van die vreugde in die hemel, glo dit nou of nie, al is die vreugde hoe oorweldigend, gaan daar mense wees wat groter vreugde hê. Nou ja, in Afrikaans het hulle baie sê goed, en hulle party mense sê, ons het maar in hierdie lewe aan die agterspeen gedrink, of ons het maar in hierdie lewe dit sleg getref. Wel, in daardie lewe hoef jy nie, jy kan nou die verskil maak. Party mense studeer op aarde vir lang tye om sekere professionele erkennings te hê, al wat gaan saak maak is, wat het jy vir die Here gedoen, en dis waaroor Bible Keys University gaan. En toe is daar nog 'n man in Matteus 25. Die Bybel sê hy het 1 talent ontvang, en die meester vra toe vir hom, by die regterstoel oordeel natuurlik nou, meneer, vra van waar is sy talent, en hierdie man antwoord, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is. Wauw, dis nou wat hierdie man sê, God is 'n harde man. Dis nou wat hierdie ou wat die gawes gekry het sê, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Soos hierdie man het niks gedoen want hy was bang. Moenie bang wees om in te skryf by Bible Keys University nie. Moenie bang wees om jou WhatsApp, jou foon te vat en nou te WhatsApp en te sê inligtingsblad, sodat ons jou kantoor is in hierdie 3 jaar kursus. Jy gaan sommer reg aan die begin al heeltemal anders voel en toegerus begin voel. 3 jaar kursus, en hierdie man sê, ek het niks gedoen nie, want ek was bang gewees, ek was bang om te studeer, ek was bang, ek is te oud, ek kan nie meer onthou nie, vriend, as jy ouer is, gaan jy dit nog beter verstaan, ek was bang gewees, ek wil elkeen aanmoedig, al is jy nog op skool, en jy kan, skryf in, vir hierdie kursus, Bible Keys University, en die Bybel sê, ek was bang gewees, en nou gaan hy aan en hy sê, omdat ek bang was, het ek gaan en die talent in die grond weggesteek. Hier is die 1 talent.
Wauw, wat 'n gebeurtenis by die prysuitdeling, die regterstoel oordeel. Jy gaan daar staan, ek gaan daar staan by die regterstoel oordeel, by die prysuitdeling. Jou vriende, elke gelowige gaan daar wees. Elkeen wat gered is, gaan daar die dag daar wees, by die prysuitdeling. En dan gaan mense jou sien, hoeveel jy gedoen het vir die Here. Hulle gaan jou sien, of jy jouself bekwam het, en of jy enige siel gewen het. En die meester, die Here gaan vir party mense sê, vreugde, mooi, hier's vir jou 'n kroon, en jy gaan 'n kroon hê lewenslang in die hemel wat vir ewig is. Party mense gaan geen kroon hê nie, want hulle was bang geweest. En sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte, luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie saai nie, en by mekaar maak waar ek nie uitstrooi nie. Daarom moes jy my geld by die geldwisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente verdien. Ek wil nie net hê jy moet inskryf nie, ek wil ook vir jou vra om verder te gaan, om ook iemand te borg. Ja, sit jou talente ook by die geldwisselaars, sodat God met rente kan kry wat hy aan jou toebedeel het, wat hy vir jou gegee het, sodat God met rente dit kan insamel. Borg iemand om in te skryf. WhatsApp die woord borg na hierdie nommer toe. Dan weet as jy wil iemand borg, en ons stuur vir jou die inligting wat jy nodig het, en dit is so maklik, en jy borg iemand. Jy help iemand om te studeer. Ek weet van mense wat graag wil inskryf. Ek weet van mense wat graag wil inskryf, wat ek so graag wil hê moet inskryf, wat 'n passie het, en jy's dalk die persoon, wat nie net gaan inskryf nie, maar wat 'n tweede stap verder gaan neem, om iemand te borg. En die Heer by die prysuitdeling sê vir hom, jy moes wat jy ontvang het, by die wisselaars gestort het, dan kon ek dit met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat nie talente het nie. Elkeen wat het, aan hom sal gegee word. Hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word. En God sê, in hierdie skrif, die ou wat nie het nie, beteken dit, die armes word van hulle wegvat? Nee, dit beteken, hy wat niks vir God gedoen het nie, het niks vir God gedoen nie, en alles wat hy het, word ook van hom in die ewigheid weggevat. En hier is 'n verskriklike wrede skrif hierso, en ek moet dit vir jou lees, anders sal ek vir jou net die halwe waarheid vertel hier, moet die volheid vertel. Hy sê in vers 30, werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween en geknars van tande wees, buitenste duisternis. Wauw, werp hom uit. Geween en geknars van tande. Wat verskriklik is van hierdie vers vir my, dit was 'n diensknegt van die Here gewees, maar hy was nutteloos. Miskien sê jy ook, ek is 'n diensknegt, maar ek wil oor jou spreek, jy is nie nutteloos nie. Jy bekwam jouself, jy wen siele vir die Here. Jy weet hoe om iemand na die Here te lei wat jou gaan vra, ek wil my hart vir die Here gee, want mense gaan na jou toe kom. Mense gaan na jou toe kom, ek was maar 21 jaar oud, wat het ek van die huwelik geweet, pas getroud, en mense het na my toe gekom, en ek sê dit met nederige ootmoed toon teenoor die Here, en my gevra vir huweliksberading. Wat weet ek op daai jonge ouderdom, ek self is maar nog besig om my pad te vind, en God het my genade gegee, my gehelp. Ek wil hê, jy moet hierdie lesse alles baie makliker verstaan, baie makliker verstaan. Ek het, toe die Here hierdie opdrag vir my gee, van Bible Keys University, het ek oor en oor gevra, waar, hoe, wat gaan ek aanbied? Die Here het vir my geduidelik laat verstaan, en duidelik gesê, ek sit dit in jou in. Nou ja, ek het soveel om met jou te deel, en hierdie universiteit het soveel om met jou te deel, en jy mag nie, ek wil vir jou sê, jy mag nie daardie woord hoor, nuttelose diensknegt nie. Dis die verskriklikste woorde wat iemand kan hoor. Hy was 'n diensknegt, maar hy was nutteloos. Die Engels het eintlik 'n harder woord, wat ons in slang gebruik. Hy sê useless. As iemand dan vir jou sê, jy's useless, dis verskriklik, maar dis nog nie so erg nie. Maar as God dit moet sê, useless, is verskriklik erg. Ek wil jou vra om nou op te staan, om jou foon te vat en te WhatsApp inskrywings of inligtingsblad liewer, of die woord en of die woord borg, sodat ek vir jou ook kan help, en net vir jou die vermoë gee, om ook by die wisselaars 'n verskil te maak, sodat God, wat hy vir jou toebedeel het, met rente terug kan ontvang. Dit was vir my so 'n groot voorreg om hierdie
grote, reuse, God gegewe projek ook aan jou voor te stel. Ek kan nie wag om jou WhatsApp te ontvang nie. Ek kyk uiteindelik daarvoor. Tot volgende keer hoor, ek kommunikeer met jou verder op WhatsApp, wanneer jy vir my 'n boodskap stuur, en dit gaan 'n groot voorreg wees om saam met jou hierdie pad te stap en te kyk hoeveel siele jy gaan wen. Ek kan nie wag om met jou te kommunikeer nie. Ek kan nie wag om op hierdie lewenspad met jou te gesels nie, om jou te help toerus nie. Ek kan nie wag om te hoor wat jy als gaan doen en gedoen het vir die Here nie. Maar meer, ek kan nie wag vir daardie reuse samekoms waarvoor jy 'n afspraak het in die hemel. 'n Afspraak wat jy nie gaan mis as gelowige nie. Die regterstoel oordeel. Ons gaan almal daar wees by hierdie reuse byeenkoms wat alle gelowiges van alle eeue gaan bywoon, en dan gaan ek jou sien, soos ek jou nog nooit gesien het, en met jou siele oes, en ek hoop ek gaan verras wees, en ek hoop ook, as jy my daardie dag sien, dat ek jou nie gaan skaam maak nie. Dis waaroor Bible Keys University gaan, oor die grootste geleentheid in die hemel en die hiernamaals, daai grote geleentheid wat jou ewige beloning bepaal, want die woord van die Here leer ons van krone, en ons sing mos daardie liedjie, ons gaan krone dra, die dag as Jesus weerkom, ons gaan krone dra, en daar's 'n kas vol krone, en hy moet op jou hoof kom. Ek seën jou in die naam van die Here Jesus Christus. Kom ek bid vir jou, Vader, ek seën hierdie persoon met sy besluit om in te skryf by Bible Keys University, en om die geloofstap te neem om te sê, Here, ek skryf in, finish en klaar. En ek seën ook elkeen wat besluit om bo-op dit iemand te borg, en te sê, ek gaan iemand borg, seën hulle, Here, maak oor hulle die sluise van die hemel oop, want 'n mens gee nie vir God en kry niks nie. Wanneer jy gee op hierdie aarde, dan gaan jy 100voudig soveel oes. Ek seën jou in die naam van die Here Jesus Christus. Geseën sal jy wees.